Hartlik welkom weer vir vandag by hierdie geleentheid waar ons voor die Here kan stil wees en sy woord saam mag lees en dit oordink en op ons lewens toepas. En mag dit vir u ook aangrypend wees om vanmôre ook hierdie gedeelte, hierdie woord uit die Here se woord te mag ontvang. Vader, baie dankie dat ons hierdie dag weer kan stil word, u naam mag aanroep, u as ons Vader noem, en die wete, Here, dat u, wat die skepper van die hemel en die aarde is, bereid is om ons Vader te wees, dat ons u so mag noem, dat ons op persoonlike vlak, baie intieme vlak, Here, aan u verbind mag wees, en in 'n verhouding met u mag leef. Vader, ons buig voor u almag, ons buig voor u sorg, ons buig voor u liefde en genade. Wil u vanoggend kom en met ons wees, wil u woord vir ons kom oopmaak, Here, sodat u woord 'n vreugde in ons lewe kan en mag wees. Amen. Ons sou by vanoggend se gedeelte sou ons lied 198 kon sing, ook 'n bekende lied, God is my lied, sy almag ken geen perke nie. Heer is sy naam, volmaak sy skepingswerke, die groot heelal is sy gebied. En dan gaan ek net die 3de vers ook lees, waar God gebied, sal geen onheil vrees nie, want niemand kan soos hy 'n redder wees nie, aan hom my lof en aan hom my lied. Ek gaan vanoggend lees uit Sagaria hoofstuk 14, die opskrif daarbo-aan in die 83-84 vertaling is die dag van die Here kom. Ons gaan vanmôre bietjie daarna kyk. Die dag van die Here kom. Wat in jou buitgemaak is, Jerusalem, sal binne in jou verdeel word. Ek sal die nasies bymekaar maak vir 'n oorlog teen Jerusalem. Die stad sal ingeneem word, die huise sal geplunder word en die vrouens verkragt word. Die 1/2 van die stad se inwoners sal in ballingskap gaan, maar die ander helfte sal nie uit die stad verwyder word nie. Daarna sal die Here teen daardie nasies gaan oorlog maak, net soos op die dag toe hy destyds die oorlog gevoer het. Daardie dag sal sy voete op die Olyfberg staan, oos van Jerusalem. Die Olyfberg sal middeldeur skeur en daar sal 'n groot kloof van oos na wes ontstaan. Ek sal aan so 'n paar verse oor. Daardie dag sal daar nie lig wees of koue of ryp nie. Dit sal 'n besonderse dag wees. Wanneer dit sal wees, weet net die Here. Vers 8, daardie dag sal daar 'n vars stroom water uit Jerusalem vloei, 1/2 na die see in die ooste toe en 1/2 na die see in die weste toe, somer en winter. Die Here sal koning wees oor die hele land. Daardie dag sal die Here die enigste God wees en sy naam die enigste naam. Die hele land van Geba af tot by Rimnon, suid van Jerusalem, sal soos die Jordaanvallei word. Jerusalem sal gelig word, daar waar hy nou is. Hy sal hoog lê van die Benjaminpoort af tot waar die poort vroeër was, tot by die hoekpoort en die Hananjal toring tot by die koning se wynkuipe. Daardie dag, vers 20, sal daar op die klokkies aan die perde se tuie staan
gewy aan die Here, en die potte in die huis van die Here sal net soos die offerkomme op die altaar wees. Elke pot in Jerusalem en Juda sal aan die Here, die Almagtige, gewy wees. Die mense wat kom offer, sal van die potte vat en vleis in hulle kook. Daardie dag sal daar in die huis van die Here, die Almagtige, geen handelaar meer wees nie. Daardie dag sal op die klokkies van die perde se tuie staan, gewy aan die Here. Die wêreld, broer en suster, waarin ons lewe, is eintlik van vroeg af in twee gebiede, as ek dit so durf noem, verdeel. En is eintlik twee aparte gebiede of terreine wat in 'n sekere sin vyhandig teenoor mekaar staan. Die een terrein van die wêreld kan ons die sekulêre noem. Die gebied van die wêreld. Die sekulêre wêreld begin op 'n maandag. As die huiskrane begin kners, as die masjiene begin grom, die rekenaars aangeskakel word, die wasmasjiene begin werk en die toeters begin blaas en die trekkers begin dreun. Die ander gebied van die wêreld is die heilige. Dis die terrein van God. En dit word dikwels as deur die mens gesien as dit vind net op 'n Sondag plaas. Ook nie eens oral nie. Soms moet jy selfs daarna gaan soek. Maar dan kan 'n mens gelukkig weer stil word en 'n bietjie asemhaal. Dan hoor 'n mens die klokke lui en dan verneem jy orgelmusiek of klaviermusiek of gitaar en dromme musiek. En dan verneem jy die woord van die Here. Hierdie twee wêrelde, die sekulêre wêreld, die heilige wêreld. Dit lyk soms vir ons, en ons kry die gevoel dat die heilige wêreld, God se wêreld, al kleiner word en al meer deur die eerste gedeelte, naamlik die sekulêre wêreld, verower word. Met die sekulêre wêreld, broer en suster, word bedoel dat God al meer en meer uit hierdie wêreld van ons waarin ons leef en werk, uit hierdie wêreld uit gerangeer word. Stadig maar seker. God word uitgerangeer uit die skole uit. God word uitgerangeer uit die politiek uit. God word uitgerangeer ook selfs soms uit die kerk uit. So was dit ook 2500 jaar terug in Jerusalem. Hier rondom die jaar 520 voor Christus. Toe dit gelyk asof daar net een wêreld kan bestaan, die sekulêre wêreld. Want vyandige magte het die stad en die tempel in Jerusalem vernietig. Die tempel met die grond gelyk gemaak en uiteindelik die Israeliete weggevoer in so 'n mate dat 'n mens lees dat die jakkalse uiteindelik tussen die klippe gespeel het. Gelukkig het die ballinge wat wou teruggaan, wat van die Persiese ryk, die Persiese koning Kores die toestemming ontvang het om terug te gaan Jerusalem toe,
het hulle begin om Jerusalem, die stad, te herbou. Om hulle self te herbou, maar ook die stad. Daar staan 'n paar huise. Selfs die tempel het begin vorm aanneem. En die sekuriteitsmuur wat om die stad gebou was ook nie begin om dit gebou te kry. Maar, broer en suster, iewers in die stad word daar ook deur die hoëpriester aan die hoëpriester se gewaad gewerk en aan die goue plaat waarop die woorde staan, gewy aan die Here. Die plaat wat aan die tulband van die hoëpriester uiteindelik vasgeheg word. Alles is gereed en daar sal gejuig in Jerusalem weer wees, want kyk, daar staan die tempel, die heilige plek, wat weer die sekulêre wêreld of die sekulêre terrein van die wêreld oorskadu. Broer en suster, dat daar uiteindelik ook op die klokkies van die perde se tuie staan, gewy aan die Here. Die Jode het uiteindelik nie perde geken nie. Die vyande van die Jode, ja, hulle het op perde gery en dit boonop ook dan in die oorlogtyd. Perde was vir die Jode 'n deel van hierdie sekulêre wêreld. En toe kom Sagaria. Juis in hierdie tyd. En hy moes vir die Jode van die perde kom leer, van die perde iets kom sê. En uiteindelik moes hy vir die Jode kom sê, maar kan dit waar wees dat die klokkies op die teelt van die perde van God se heiligheid begin sing, begin lui, klanke voortbring, bring. Sagaria het die boodskap verkondig dat daar kom 'n dag van die Here. Daar kom 'n dag van die Here dat daar groot verandering sal kom plaasvind. Verandering wat deur God self bewerk is. Sagaria kom vertel die verhaal van God, het hom gestuur om te verkondig, daar sal 'n dag kom dat die klokkies op die tye van die perde sal uitlui, sal uitjubel, dat die mense in Jerusalem uiteindelik weer sal jubel oor die feit dat alles gewy is aan die Here. En wanneer die perde verbykom, dan sal die klokkies op die tye van die perde dit uitlui, gewy aan die Here. Die klokkies aan die tye sal die boodskap verkondig, naamlik dat alles gewy is aan die Here. Selfs die potte in die huis van die Here sal wees soos die komme voor die altaar. Heilig, heilig, heilig. Tot op hierdie punt was die potte in die tempel voorhof as veel minder heilig beskou as die komme wat voor die altaar gestaan het. Maar God wil hê Sagaria moet die boodskap verkondig dat alles sal heilig wees. Nie net dit wat in die voorhof voor die altaar staan nie. Dit wat ook in die voorhof staan, wat dan nou nie as so heilig beskou was nie. Alles sal volgens God heilig wees. En die slot van Sagaria se profesie lui, en in die dag sal daar geen Kanaaniet in die huis van die Here van die leerskare meer wees nie. Ja, daar sal geen handelaars in die huis van die Here meer wees nie. Hierdie profesie het gekom as woord van die Here deur Sagaria aan die mense, dat elke mens, elke plek, elke taak, elke dier, elke lewelose ding, alles op aarde aan die Here behoort en God sal dien, hy wat die heilige is. God wil hê dat die muur wat tussen die sekulêre
en die heilige deurbreek sal word, sodat God oral geken kan word, oral gedien en vereer en geprys kan word. Sagaria het dit gesê, en dit is selfs neergeskryf. Maar die mense onthou nie baie lank nie. Die mense vergeet daarvan, verblaai daarby verby, en die kloof tussen die sekulêre en die heilige word dan net maar weer al dieper gegrawe. Sagaria kom bring die boodskap van God. En dis nie verniet dat Sagaria dit bring nie, want Sagaria, die naam van Sagaria se naam beteken die Here onthou. Al vergeet die mense, die Here onthou. Die Here onthou. In 'n helder nag het God onthou. Het hy onthou van daardie woord dat daar gaan 'n dag kom. En in daardie helder nag met die helder sterre is die heilige gebore in Bethlehem. Hy kom uit die heilige hemel na die sekulêre wêreld toe. En waar word hy gebore? Nie in 'n tempel nie, maar in 'n stal. Daar waar die perde tooms met hulle klokkies hang. En sy bed is in 'n krib. En sy eerste besoekers is nie heilige mense nie, maar herders wat ruik na die kraal. Broer en suster, dit is wat ook. Dit is ook wat die engele gesing het. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. En so deel u en ek in daardie belofte dag van God. Daardie dag wat sou kom, en dit het gekom in die geboorte van die Here Jesus. Dat u en ek ook daarin kan en mag deel. Dat u en ek saam met die engele en saam met die klokkies op die tye van die perde, dat ons dit kan uitjubel. Ja, heilig, heilig is die Here God. Dat ons saam met die engele koor kan inkom en dat ons dit kan uitroep. Dat alles gewy is aan die Here. Die Here God wat na hierdie wêreld toe gekom het. Ons getuig van hom. En ons getuig dat sy koningskap oor die ganse skepping, nie net ons ou wêreld, ons sekulêre wêreld nie, maar oor die ganse skepping heen strek. En dat die sterrehemel en elke planeet en dat die natuur en alles daarvan getuig. Dat die God wat ons bely as ons Vader, God is van die skepping, ganse skepping, die heelal, tot in die verste ruimtes van die heelal. Mag u en ek ook lieflike, wonderlike, juigende getuies wees van hierdie koning en ons koning se koningskap. Mag ons getuig en juig van alles is inderdaad gewy aan die Here. Die potte, die panne, die werkplek, die ontspanningsplek, waar en wat ook al, behoort aan die Here. Amen. Here, baie dankie dat elke klip, as die mens dan nie wil getuig nie, dan sal elke klip dit uitroep. Elke pot, elke pan. Maar Here, nog meer, dat die klokkies aan die tuie van die perde ook dit sal uitjubel, dat U koning is van alle konings en dat alles aan U behoort. Dat ons inderdaad met vrymoedigheid kan sing, my Pa is die koning van die heelal, jy weet. Dat ons daarvan kan getuig. Here, mag dit in en deur ons lewe
sigbaar wees, asseblief. Vra dit uit genade. Amen. Ons sou dan ook in hierdie geval kon sing van lied 169, Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Amen. Mag die Here met u in hierdie dag wees. Mag die Here u ryklik seën. Mag die Here deur sy Gees in u woon, u vorm, u krag gee en sy hand van bewaring oor u hou. Amen.